Hallo julle, welkom by Suster Suurdeeg. My naam is Anay en ons is vandag by dag 3 van hoe om jou eie suurdeegkultuur te maak. Voordat ons hierdie kultuur gaan voer vir dag 3, wil ek graag julle aandag op ietsie vestig. Soos julle kan onthou het ek my ribberekkie geplaas op die vlak tot waar die kultuur gemeng was op dag 1. Nou intussen het daar lekker baie borrels begin vorm wat 'n goeie teken van fermentasie is. As jy nou dit nog nie gedoen het nie, moenie bekommerd wees nie. Daar's verskeie faktore wat kan veroorsaak dat jy nou nog nie begin fermenteer het nie, insluitend temperatuur en klimaat, sowel as die meel wat jy gebruik het en die water wat jy gebruik het. Waar was ek? So, ek het die rekkie daar geplaas en jy kan sien hy het lekker gegroei. Die borrels het lekker toegeneem. Die kultuur het amper verdubbel, soos jy kan sien, hy het gegaan tot daar, nê? En toe het hy nou weer geval. So dit is 'n goeie teken. Daar is aktiwiteit, dinge is aan die gebeur. En tans, ek het hom nou net so gelos. Tans is daar so 'n snaakse vloeistoflaagie daar tussenin. Dit is basies 'n skeiding van die water en die res van die kultuur. 'n Bietjie van die water. Mense noem daai vloeistof hooch. Ek glo nie daar's 'n Afrikaanse term vir dit nie. Dit kan nogal snaaks ruik. Dit het 'n vreemde reukie. Maar dit is 'n teken dat jou kultuur nou honger is en gereed is vir 'n volgende voeding. So voordat ons nou gaan begin, gaan ons net eers daai bietjie inmeng. Ons gaan sommer 'n lepel vat of 'n rubberspaan of wat ook al jy gebruik, net 'n bietjie inmeng en dan kan ons begin met die volgende stap.